Die oorlog in die Midde-Ooste het vleisuitvoere gestop en kan veral lampryse dan weer onder druk plaas. Ons is dan ook verby die jaareinde wat tradisioneel einde Februarie vir meeste boere is en het ons ook goeie reën in meeste areas gekry. Hierdie week kyk ek hoe dit als ons pryse kan beïnvloed oor die volgende paar maande. Hierdie episode word met trots aan jou gebring deur John Deere. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg styg laasweek na R40.45 per kilogram, met die top 40% gemiddelde prys ook hoër op R43.66. Die Vrystaatse speenkalfprys verhandel nou op R40.76, die Weskaap op R37.83 en die Noordwes met die hoogste prys nasionaal op R42.84. Laasweek was jaareinde en kon die stygings in pryse ook gewees het weens meer aankope vir belasting wat in sekere jare die geval die pryse opdruk. As ons na die langtermyn seisonale indeks vir speenkalvers egter gaan kyk wat vir ons die beweging tussen maande wys, kan ons sien dat kalfpryse, die gryslyn op die grafiek, redelik skerp daal in Maart en dan laag bly tot Junie tradisioneel elke jaar. Wat hierdie jaar natuurlik uniek en anders maak, is die back and closure en die feit dat ons relatiewe goeie veidingstoestande en goedkoop mielies op die oomblik het. Dan is daar boonop nog baie veilings wat tans nie plaasvind nie. So, dit kan als natuurlik hierdie tendense beïnvloed. My persoonlike gevoel is dat ons beter vraag gaan kry van voerkrale as die inentings wel sterker begin uitrol en ook laer aanbod van meeste boere kan kry met veidings wat beter lyk en dan goedkoop voer wat die afronding op die plaas se marges ook laat beter lyk. Maar as speenkalfpryse hoog bly, kan dit slagpryse of soeperspryse verder onder druk sit in die winter as meer diere direk na slagpale gaan in plaas van voerkrale. So as jy die som gaan maak, neem net dit in ag. Die A23 slagprys staan nasionaal op R61.80 met die C-graadprys steeds op R53.50 laasweek. Soos genoem, ek dink die slagpryse kan vir langer dalk sywaarts bly, maar as uitvoere verder gestop word, kan hierdie prys dalk binnekort verder afkom. As jy ons reeds volg op YouTube of op Facebook, baie dankie. Jy maak hierdie werklik vir ons moontlik. Maar as jy ons nog nie volg nie, maak asseblief gou dubbel seker. Dit kos jou absoluut niks nie en dit help ons om week na week onafhanklike landbouanalise en markinsigte met jou te deel. Danksy julle ondersteuning kon ons al meer as 2000 video's oor die afgelope 10 jaar publiseer en ons sou dit nie sonder julle kon doen nie. So baie dankie. Stoorlandpryse styg egter weer soos ons verwag het en was dit meestal weens jaareinde wat addisionele aankope uitgelok het. Die gemiddelde prys het met 6% gestyg na R47.61 per kilogram met swaarder slaglammers wat meer as 32 kg gemiddeld weeg wat nou staan op R46.93. Provinsiaal het stoorlandpryse dan ook gestyg met die Vrystaatse prys die hoogste nasionaal op R50.45, die Ooskaap staan op R47.54 en die Noord-Kaap nou op R41.92. Die mark is regtig nou bekommerd oor die uitvoere na die Midde-Ooste wat nie kan aangaan nie en die effek wat dit op die skaapmark veral gaan hê. Die gevoel is dat ons nou laer pryse gaan sien met baie uitvoere wat dan gekanselleer is. Tesame met dit is jaareinde ook verby en kan dit dalk vraag verder afdruk. Die A23 slagprys styg laasweek ook na R95.20 met die C23 prys nou op R74 per kilogram. Ek wil sommer vir julle die skaapindekspryse ook hierdie week wys. Op die grafiek sal julle sien dat lam- en slagpryse dan tradisioneel daal tot in April en eers in Mei maand gewoonlik weer 'n opwaartse beweging inbeweeg. Met die huidige vraag en aanbodsituasie wat ons tans sien, stem ek wel saam met hierdie tendens. Ek dink pryse kan dalk nou afkom in Maart en April. Wolpryse styg verder laasweek met die 20 mikron RWS prys op R251 per kilogram met die nie RWS 20 mikron prys nou op R229. Die gemiddelde RWS prys styg dan na R247.23 terwyl die gemiddelde wolprys in Australië ook gestyg het laasweek na 17,16 Australiese dollar per kilogram.
Die wolmark bly mooi in sy opwaartse tendens met min wol in die mark en kopers wat steeds goed meeding vir hierdie wol, veral vir fynere en gesertifiseerde lotte. As die aanbod so laag bly in Australië en die vraag internasionaal aanhou om goed te bly, kan ons verwag dat die mark redelik sterk sal bly hierdie jaar. Maar hou net 'n oogie op die wisselkoers, dit speel natuurlik 'n baie groot rol in hierdie mark. Grootbokpryse daal laasweek na R35.04, kleinbokke daal na R52.89, mediumbokke het egter gestyg na R49.51 met bokooipryse ook laer op R33.92. Die gevriesde ex-abattoir hoenderprys styg bietjie na R35.22, varspryse styg na R39.39 met die EQF-prys nou op R35.50 per kilogram. Hoenderpryse bly gewoonlik nog op 'n laer vlak tydens Maart, maar kan dalk so bietjie optel na April se kant toe wanneer vraag behoort te verbeter. Die nuutste spekvarkprys daal ook dan weer na R40.30, vleisvarkpryse daal met amper 3% na R40.59, met die nuutste worsvarkprys sywaarts op R31.91 per kilogram. As ons kyk wat in die voermark aangaan, het die binnelandse graad 1 lucernprys dan onveranderd gebly op R3.300 per ton, graad 2 lucern staan steeds op R2.900 en prima lucern op R4.200 per ton. Dit wil begin lyk of graad 1 en graad 2 pryse in die binneland taal klein bietjie kan opgaan met reën wat elke dag voorspel word en boere wat dan sukkel om te sny en baal en dis aanbod op die oomblik bietjie beperk. Choppryse het dan ook laasweek verder gestyg en staan nou R2.250 per ton. So daai was jou vleis- en voerprysoorsig wat met trots aan jou gebring was deur John Deere. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Sien volgende week weer.